Goeiemôre liefdes, hartlik welkom in die huis van die Here. Mag die Here ons dra, bewaar en lei op vandag hier in sy huis. Kom ons kyk vandag ook mense wat ons bediening en voorbereiding nodig het. Ons dink aan almal wat seker thuis, in die besonder dink ons aan Wimpie Jans van Vieren, Dr. Wimpie Jans van Vieren, wat tans op 'n ventilator is in Alberton Netcare. Ons bid vir Wimpie, ons bid vir Ansie, ons bid vir Altaar, vir Gary, vir die hele familie. Dan dink ons nog steeds ook Karel en jou ma, ons bid vir wetenskap en jou hande ook geseën sal wees deur die hand van die dokter. Maar ons is ook baie dankbaar dat Johan Venter ontstaan is in die ICU in Arnold en tuis is. Ons is baie dankbaar dat wetenskap is dat hy buitens gesond is. Baie gelukkige verjaarsdag. Ons sê baie geluk aan Dominika Martini wat die 10de Augustus verjaar en dan ook Nico Skeepers wat die 12de Augustus verjaar. Enkele afkondigings in die gemeente. Ons kollektes in die voorportaal is van barmhartigheid en kerkkas. Daar is as gevolg van die lang naweek geen katekisasie vandag nie. Ons Bybelstudies hierdie week is Dinsdag om 5:30 en dan Woensdagoggend om 9:00. Ons drink ook as gevolg van die lang naweek nie tee na die erediens nie. Ek self is Dinsdag tot die aand uitstedig met dringende privaat sake verlof dan ook. Trapperbasie is die Japens. Martha Stuyman en die Venter is die tweede keer ons afkondig. As die Here wil, sal ons die volgende keer weer, as dit die derde keer afgekondig word, ook in die aand bevestig. Dan praat ek maar weer oor ons potjiekos, dis lang naweek is min, maar asseblief as jy nog nie naam vir ander bestuur het nie, kom ons help met die afdeling op hierdie potjiekosdag, wat 'n potjiekos ete is, dan ook 'n groot sukses te maak. Ek het nie vandag weer oor die diakonse finansies gepraat, ek het verlede week, maar hulle werk dit kort en hier is 'n poging om hulle te help om werklik waar hulle werk as barmhartigheidsdiakens te kan uitvoer en nakom ook in die geval. Asseblief, ons vra absoluut die samewerking, die liefde en ook die krag daar. Volgende week is die tweede laaste preek in Ek is reeds, dan kyk ons na Ek is die ware wat moet stop. Ons gaan stil word vir die Here met Skrifwerk 11:4 vers 1 en 2, die baie bekende melodie van Psalm 146. Dit is die bergpredikasie van die Here, die saligsprekinge. Salig is die wat arm van gees is. Die 83 vertaling sê so pragtig. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Wat is ons dooding? Ons dooding is om onsself in die teenwoordigheid van die Here te stel. Om hier te sê, ons weet hoe afhanklik ons van U is, Here. Dra ons, bewaar ons en lei ons. Kom ons in vers 1 en vers 2 saam, terwyl ons sit, daarna ons groet seën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie,
die heerser oor die konings van die aarde, hy wat eerste uit die dood opgestaan het. Amen. Ons gaan die Here loof met Lied 184 daarvan 3 verse. Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam en daarna doen ons saam belydenis van ons Christelike geloof. Ons geloof met die woorde van die 12 artikels, ook bekend in die volksmond, die apostoliese geloofsbelijdenis, en so gee ons uitvoering aan Romeine 10, waar Paulus skryf, wat ons glo sal ons openlik bely, wat ons bely sal ons ook openlik uitleef onder mekaar. Ek nooi u om saam met my geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
God die Vader en Jesus Christus, die Heilige Gees bely. Nou gaan ons luister wat die Vader ons sê om te doen in die wêreld daar buite. En dit vind ons in Eksodus 20, vers 1 tot 17. Ek lees dit saam met u. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons verbiedig ons voor die Here ook om saam te bid. Laat ons antwoord op die wet van die Here met lied 3:2 daar van die eerste vers. God se liefde is so oneindig. Hy sien die nood van sondaars raak. Want as ek myself vir die spieël van die 10 gebooie plaas, wat sien ek raak? My sonde, my gebrokenheid, en dan kom die Here en hy sê, my liefde is so oneindig. Ek neem die sondes weg. As dit rooi was soos skarlaken, maak ek dit wit soos sneeu. Kom ons vermoedig ons voor die Here met die 332 vers 1. Daarna kan jy gaan sit dat ons saam kan bid. Ons Vader in die hemel, ons nader tot U vandag op grond van die soenverdienste van die Seun Jesus Christus. Hy wat gesê het, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Hy wat gesê het, my las is nie swaar nie, my juk is lig. Na hom toe wil ons vanoggend kom in hierdie erediens, om dankie te sê, vir liefde onbegryplik groot, dat U ons raak gesien ons nog ver was, ons nader geroep het in Christus, ons in die bos vasdruk en elke dag oortuig
dat ons kan leef en werk deur die Heilige Gees, soos U van ons vra. Vanoggend bid ons vir ons gemeente. Ons bid o Here vir elkeen wat siek is. Ons dink aan Wimpie in die hospitaal in Alberton. Ons dink aan Karel se ma wat vir behandeling moet gaan. Ons bid Here, wees U die geneesheer. Wees U die geneesheer wat daar op die tyd volkome beterskap sal gee. Maar Vader, ons dank U ook vir beterskap aan Leon Venter, klein seentjie wat in die hospitaal was en wat nou daaruit ontslaan kan wees. Ons weet, alle goeie gawes kom uit U hand, ook gesondheid. En daarvoor dank ons U alleen maar net, omdat ons uit genade alleen gered is. Maar Vader, ons kom vanoggend as kerk, ook in 'n land wat getuister word met misdaad, 'n land van korrupsie, hoogtyd vuur, 'n land, o Here, wat uit dit wat ons raak sien ver weg staan van U woord, en tog 'n land wat bely en sê hulle is Christene. Daarom vra ons, wil U ons woorde en ons dade bymekaar bring in Suid-Afrika, dat ons waarlik sal leef, sal werk en sal doen wat U van ons vra. Maar ons harte gaan vanoggend uit na elke gelowige wat in 'n oorlog getuisterde deel van hierdie wêreld verkeer. Here, daar is oorlog op verskeie plekke. Daar is vloede, daar is vulkane, alles tekens van die eindtyd. Maar ons weet, U praat so met ons. Daarom bid ons vir elke gelowige. Wees o Here ook daar vandag, by en met elke met die woord oopmaak. Ons gaan in swakheid en kleinheid U woord open hier in ons gemeente. Ons gaan daaruit lees. Ons gaan die woord verkondig, swakke mense woord, wat die heilige woord na buite moet dra. Maar U het beloof dat U deur die Gees ons sal lei om die woord suiwer en korrek uit te dra. Dat ons nie bekommerd te wees, het U gesê op die laaste maaltyd, oor wat ons moet sê nie. Die Gees sal ons lei om te sê wat ons moet sê. Ons bid, Here, laat die woord vanoggend wat uitgaan, geesvervuld wees, om in elke hart te groei, in elke hart vrug te dra, honderdvoudig en meer. O Here, ons sal afsluit te sê, aan U hoor die koninkryk, aan U hoor die krag, aan U die heerlikheid, tot in alle ewigheid, in Christus se naam. Amen. Ons gaan vandag saam kyk na Johannes 14, daarvan vers 1 tot 6. En die ek is uitspraak van die Here vandag is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Verlede week ons daarna gekyk dat hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Vandag sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom weer saam met die Johannes 14 saam. Julle moet nou stel wees die, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om julle plek gereed te maak. En dan kom ek terug en sal julle na my te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waar ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Preek 6 in hierdie reeks oor die ek is gedeeltes. Geliefdes deur Jesus Christus, daar is oomblikke in die lewe om my afskeid neem, die zwaarste ding is wat 'n mens kan doen. Die manne van my jare en bietjie jonger sal weet, voor jy jou kinders kan groet om op die vossie te klim, hoe wangeland toe, hoe swaar dit op die hart lê om daardie kind te groet, wat jy weet nie, of jy weer sal terugkom nie. 'n Ma by die siekbed van haar kind, ja, 'n predikant langs die graf van 'n geliefde, wat self as sy hart die pyn het oor daardie sterfte, en tog woorde van hoop moet spreek. In sulke oomblikke is dit nie genoeg om te sê,
moenie bekommerd wees nie. Dan moet 'n rede wees, 'n vaste grond om op te staan. Presies so oomblik vind ons in Johannes 14. Ons bevind ons in die boonste vertrek, die nag, voordat Jesus gekruisig sou word. Dis die voorhand van die Pasga. Jesus het sopas die voetwassing voltrek in Johannes 13. Judas het uitgegaan om die Here te verraai, en Jesus het sopas vir Petrus aangekondig dat hy in daardie selfde nag om 3 keer sal verloon voor die haan kraai. Die atmosfeer in daardie bovertrek is dik van spanning, verwarring en vrees. En dis binne hierdie konteks dat Jesus met pastorale, sagte autoriteit begin praat. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Vandag kyk ons na die 6de uitspraak in die Ek is reeks oor die Here. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis miskien een van die bekendste en tog een van die mees uitdagendste uitsprake wat Jesus ooit gemaak het. Uitdagend, omdat dit in ons pluralistiese wêreld direk bots met die idee dat alle godsdienstige paaie na dieselfde bestemming lei. Ons gaan vandag die hoofgedagtes in hierdie gedeelte saam ondersoek. In die eerste plek, waarom het die disippels nie ontstel moet wees nie? Eintlik waarom ontstel was? Tweedens, hoe Thomas se eerlike vraag die deur oopmaak vir die groot openbaring. En derdens, Jesus se antwoord wat het vir ons beteken wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Om die gedeelte reg te verstaan, moet ons onthou dat Johannes 13 tot 17 bekend staan as die boonste vertrek diskurs. In die Engels is baie mooi prakties, upper room discourse, die langste ononderbroke toespraak van Jesus in enige een van die 4 evangelies. Dit vind plaas binne die raamwerk van die Joodse Pasgafees, waar die tema van bevryding, verlossing en die uittog uit Egipte sterk op die voorgrond staan. Wanneer Jesus praat van vertrek en 'n plek voorberei, sou sy gehoor onwillekeurig aan die uittog verhaal gedink het. God wat vooruitgaan om vir Israel 'n plek in die beloofde land voor te berei. Daar is ook 'n belangrike Joodse huweliksgebruik wat hierdie gedeelte na verwys. In die eerste eeuse Joodse kultuur sou die bruidegom na die verloving teruggaan na sy vader se huis om 'n bykomende vertrek vir sy bruid voor te berei. Die bruid het dan gewag, sonder om presies te weet wanneer, tot die bruidegom terugkeer om haar te kom haal. Wanneer Jesus te sê, in die huis van my vader is daar baie wonings, ek gaan om vir jou plek te berei, ek sal weer kom en na my toe te neem. Praat hy met hierdie disippels binne 'n kultureel verstaanbare raamwerk. Hy is die bruidegom wat weggaan om voor te berei en hy sal weer kom. Verder moet ons onthou dat die verhouding tussen 'n rabbi en sy disippels in daardie tyd 'n baie intieme verbintenis was. 'n Disipel het sy hele lewe rondom die leringe van sy rabbi georganiseer. Waar die rabbi gaan, het hy gegaan. Wat die rabbi leer, was die lering vir sy lewenspad. Vir die disippels om te hoor dat die meester, hulle rabbi, binnekort sou weggaan na 'n plek waarin hulle hom nog nie kon volg nie, was nie net emosioneel ontstellend nie. Dit was ontwrigtend vir hulle hele identiteit en toekomsverwagting. Van hulle het nog steeds gehoop dat Jesus die politieke Messias sou wees wat Rome sou verdryf en die koninkrijk van Israel weer sou herstel. 'n Aankondiging van sy vertrek, sy dood, en is lynreg teen hierdie verwagting ingegaan. Jesus begin met 'n bevel wat eintlik 'n vertroosting is. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Die Griekse woord wat hier vertaal word met ontstel is paraso. Dit dieselfde woord wat gebruik word om 'n waterpoel te beskryf wat geroer word, byvoorbeeld by die bad van Bethesda, Johannes 5 vers 4, en hoe Jesus se gees te beskryf toe Lazarus se dood ontroer was in Hoofstuk 11 vers 33, en toe vir sy eie kruising gesê het,
Nou is my siel diep ontstel. Dis nie net 'n oppervlakkige ongemak nie. Daar is soos 'n diepe innerlike beroering, 'n gevoel van die grond wat onder jou voete uitgeruk word en wegskuif. En hoekom sal hulle nie ontstel wees nie? Binne enkele oomblikke het hulle gehoor, een sal verraai, hoofstuk 13 vers 21. Petrus, die rots wat Sefas was, sou verloon, hoofstuk 13 vers 38. En nou, Jesus gaan na 'n plek waar hy hom nie kan volg nie. In hoofstuk 13 vers 33 en 36. Vir mense wat hulle hele lewe aan hom toegewy het, wat hy geroep het by die visserskuite en wat alles gelaat het om te volg, moes hy gevoel het of die boom wat onder 'n skuiling gevind het, skielik totaal en al omgekap word. Dis opmerklik dat Jesus, ondanks sy naderende lyding, nie na homself omsien nie. Luister mooi, geliefdes. Die Here is nie hier besig om homself te troos nie. Hy sien om na sy disippels. Dit is die hart van 'n ware herder. Dit het ons reeds gesien in die preek oor ek is die goeie herder, hoofstuk 10 vers 11 tot 18. Hy lê sy lewe af vir die skape en selfs in die laaste ure dink aan hulle nood. Sy oplossing vir hulle ontsteltes is nie emosionele triek nie, maar 'n teologiese anker. Glo in God. Glo ook in my. Die werkwoord wat hier gebruik word, besteedheid, kan of indicatief of imperatief wees. Julle glo of die opdrag glo, maar in beide gevalle is die punt baie duidelik. Geloof in Jesus is presies dieselfde geloof en soort geloof as in God die Vader. Dis 'n verstommende bewering van gelykheid met God, iets wat die vrome Jood nooit sonder huiwering sou uitspreek nie. En dan kom die wonderlike belofte: in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Die woord wonings, monai, kom van dieselfde wortel as die werkwoord menio, om te bly of om te vertoef, permanent te woon. Hierdie woning waarvan Jesus praat, is nie net 'n tydelike kamer in 'n herberg nie, maar 'n vaste, permanente tuiste. Dink maar aan 2 Korintiërs 5, die groot troos op my begrafnis. Ek stap uit 'n tentwoning, 'n tentwoning wat afgebreek word deur die jare. Ek stap in 'n vaste woning, 'n permanente tuiste. En let op die woord as in vers 2. As dit nie so was nie, sou dit nie vir julle gesê het nie. Jesus sal nooit valse hoop gee nie. Sy woord is daarvoor die waarborg. Dit is hier waar Thomas ingryp. En ons moet dankbaar wees vir Thomas se eerlikheid. Ons ken Thomas gewoonlik as die twyfelaar vanweë sy later reaksie op die opstanding, hoofstuk 20 vers 24 tot 29. Maar hier speel Thomas 'n geweldige, belangrike rol. Hy vra die vraag wat almal in daardie kamer waarskynlik gedink het, maar te bang was om hardop te vra. Thomas vra: Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie. En hoe kan ons die pad ken? Thomas se logika, geliefde, is heeltemal verstaanbaar. Jesus het pas gesê, julle weet waar hy heen gaan en julle ken die weg. Maar uit Thomas se perspektief was dit nie waar nie. Hulle het nie 'n kaart nie, hulle het geen bestemming wat vir hulle uitwys nie, hulle het geen GPS-koördinate nie. Hoe kan jy 'n pad ken as jy nie weet waarheen daardie pad lei nie? Wat hier so treffend is dat Thomas se vraag nie 'n teken is van gebrekkige geloof nie, maar die perfekte opening vir Jesus se grootste openbaring. Ons sien dit dwars in die evangelie van Johannes. Dit is dikwels wanneer mense hulle onkunde erken en eerlik vra, dat die Here die diepste waarhede openbaar. Dink maar aan die Samaritaanse vrou by die krib, Johannes hoofstuk 4. Of die Nikodemus wat vra hoe mens weer gebore kan word, hoofstuk 3 vers 4 en 9. God se genade werk juis deur eerlike, nederige vrae, nie deur voorgegewe kennis nie. Vir ons as gelowiges vandag is dit 'n bemoedigende waarheid. Ons hoef nie voor te gee dat ons alles die Bybel verstaan nie.
Thomas en eerlike, ons weet nie, is die begin van een van die diepste openbarings in die hele Bybel. Wanneer ons op ons eie geloofsreis onseker voel, wanneer die pad vorentoe vir ons donker lyk met siekte, familiesiekte, is dit nie sonde om te vra, Here, hoe kan ek hierdie pad waarop U my stuur ken nie? Dis dikwels presies die vraag wat die Here wag om te antwoord. En dan, geliefdes, om die antwoord wat deur die eeue heen geklink het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Let op die presiese vorm van hierdie antwoord. Thomas het gevra oor 'n pad, 'n bestemming, 'n roete. Jesus antwoord nie met 'n stel aanwysings nie. Hy antwoord met homself. Hy sê nie, ek sal vir die pad of die weg aanwys nie. Hy sê, ek is die weg. Dis presies dieselfde Grieks-konstruksie. Ek is ego eimi, wat in al die ander ek is uitsprake na vore kom. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding in die lewe. En agter elkeen van hierdie uitsprake, ego die goddelike naam wat God aan Moses by die brandende doringbos openbaar het. Ek is wat ek is, Jahwe. Exodus 3 vers 14. Jesus eien hom hier nie die funksie toe nie, maar die identiteit wat met God saamval. Die eerste wat Jesus vir hulle sê in sy antwoord, ek is die weg. In die Ou Testament is die beeld van 'n weg diep gewortel in die idee van 'n lewenswandel voor die aangesig van God. Psalm 1 begin met 'n kontras tussen die pad van die regverdige en die pad van die goddelose. Jesaja 35 vers 8 profeteer 'n heilige pad waarop die verloste sal kan wandel, waarop geen onreine sal loop nie. Jesaja 40 vers 3 roep uit, berei die weg van die Here voor, 'n teks wat direk op Johannes die Doper toegepas kan word in Johannes 1 vers 23. Die vroeë kerk het selfs bekend gestaan as volgelinge van die weg in Handelinge 9 vers 2, nog voordat die naam Christene gebruik is. Wanneer Jesus sê, ek is die weg, sluit hy die hele aan by die hele lyn van Openbaring, maar hy verdiep dit oneindig. Hy is nie net 'n pad wat na God lei nie, hy is self die enigste toegang. Daar is geen ander poort, geen ander roete, geen alternatiewe pad na die Vader se huis nie. Dit resoneer met wat ons reeds gesien het by, ek is die deur vir die skape. Deur hom moet 'n mens ingaan. In die tweede plek, ek is die waarheid. Reeds uit die proloog, die voorwoord van Johannes, lees ons dat die woord vlees geword het, vol van genade en waarheid, Kolossense 1 vers 14. En dat die genade en die waarheid deur Jesus Christus gekom het, in kontras met die wet wat deur Moses gegee het. Waarheid in Johannes Evangelie is nie bloot 'n stel proposisies of voorstelle nie, maar die volle, betroubare openbaring van wie God werklik is. In die Ou Testament word God self op Psalm 31 vers 6 en Jesaja 65 vers 16 beskryf as God van die waarheid, met die woord emet, wat dieselfde woord grond het as amen. Dit is vas, betroubaar, standvastig. Wanneer Jesus verklaar, ek is die waarheid, verklaar hy dat hy self die volle, finale en betroubare openbaring van God is. Nie net 'n boodskapper van die waarheid nie, maar die vleesgeworde waarheid homself. Derde staan daar, ek is die lewe. Ons het reeds by die vorige preek, ek is uitspraak gesien, hoe sentraal hierdie tema in Johannes is. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Ek is die opstanding en die lewe, Hoofstuk 11 vers 25. Die woord wat hier gebruik word, Zoe, verwys nie na bloot 'n biologiese bestaan wat aangedui op die Griekse woord bios nie, maar na die volle, ewige, kwalitatiewe lewe wat van God self kom. In Genesis is dit God wat die asem van lewe in die mense blaas, en dis die boom van die lewe wat die mens na die sondeval die toegang verloor het. Jesus as die lewe self
is die enigste toegang tot daardie herstelde, ewige lewe waarvoor die mensdom sedert Eden, die tuin van Eden, gesmag het. En dan kom Jesus by die klimaks. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdie geliefde is een van die mees eksklusiewe uitsprake in die hele Bybel. En ons wil dit nie probeer versak of verduidelik nie. Jesus sê nie, ek is 'n weg onder baie weë nie. Hy sê nie, ek is die waarheid onder baie waarhede nie. Hy sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Met hierdie bepaalde werkwoord die wat voorstaan, dui dit op eksklusiviteit in 'n wêreld van godsdienstige pluralisme, waar die gewildste idee is dat alle paaie, maak nie saak in die glo nie, uiteindelik in die paradys sal eindig. Is hierdie 'n radikale, eintlik aanstootlike bewering. Maar as jy onthou, dit is nie 'n arrogante uitspraak van 'n mens wat 'n hoop ander verhef nie. Dis die bewering van hom wat vlees geword het, juis om die pad oop te maak wat vir ons deur sonde toe was. Die eksklusiviteit van Christus is nie beperk om God se genade nie, maar die kanaal daarvan, soos Petrus later voor die Joodse raad sou getuig. Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Maar geliefdes, kom ons pas hierdie ek is toespraak toe op ons lewe vandag. In die eerste plek is dit 'n uitspraak vir ons, wanneer ons harte ontstel is, net soos die disippels, ervaar jy net as ons eerlik is met onsself, tye van verlies, tye van onsekerheid, tye van vrees, 'n geliefde wat siek word, 'n toekoms wat vir jouself teen mekaar en onsekerheid, 'n gemeente wat deur 'n verandering gaan. Jesus se woord tot ons is dieselfde as tot hulle. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Hierdie is nie 'n oproep tot blinde optimiste nie, maar 'n oproep tot vertroue, gegrond in wie Christus is, en wat hy reeds vir ons voorberei het. Verder, wanneer ons ooit by 'n graf staan, word hierdie teks heel terecht baie by begrafnisse en gedenkdienste gelees en geryk, met goeie rede. Die belofte van baie wonings en 'n plek wat Christus voorberei, gee vaste hoop vir elke Christen se hou. Die dood is nie die einde van die pad nie, dis die oorgang na tuiste wat Christus Jesus self voorberei het. Vir elkeen wat al langs die graf gestaan het, of wat weet die dag kom, is hierdie woord 'n woord van diepe troos. Verder vir ons is dit 'n getuienis vir ons in ons pluralistiese wêreld. Ons leef in 'n tyd waar dit maatskaplik ongemaklik is om te sê dat daar net een weg na God is. Tog, ek en jy het ons geloof vanoggend bely. Ons kan nie hierdie waarheid verswyg sonder die evangelie te verraai nie. Ek wil dit weer sê, geliefdes, want dit sny my hart in as ons hoor wat die Here sê. As ek ontken dat Jesus die enigste weg by die Vader is, na die hemel is, verraai ek die evangelie. Daarom ons hierdie waarheid met beide oortuiging en met nederigheid verkondig. Oortuiging omdat dit Christus eie woord is, en nederigheid omdat ek nie hierdie weg verdien nie, dat ek nie verdien om hierdie weg te ontvang nie, maar ek hierdie weg gekry het deur genade in Christus aan die kruis. Laastens vir ons alledaagse lewe. As Christus die weg is, beteken dit dat ons Christelike lewe nie net 'n stel oortuigings is nie, maar 'n wandel, 'n voortdurende volg van hom. As hy die waarheid is, moet ons lewens daaglik aan sy woord getoets word. As hy die lewe is, kan ons die enigste ware vervulling in hom vind. Nie 'n prestasie, rykdom, aansien of aardse glorie nie. Daarom, geliefdes, wanneer ons afsluit, sê ons, kom ons keer terug, na daardie voorste getrek, na daardie stelde disippels, wat nie geweet het waarheen hulle meester gaan nie, en wat gevrees het, dat hulle hom sou verloor.
Jesus se antwoord aan hulle is, sy antwoord aan ons vandag. Hy is nie net 'n gids wat vir ons die pad uitwys nie. Hy is self die pad. Hy is nie 'n leraar wat vir ons waarhede leer nie. Hy is self die waarheid. Hy is nie net 'n bron wat vir ons lewe verskaf nie. Hy is self die lewe. Vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit met ontstelde hart, of dit 'n gesondheid, verhoudings, die toekoms of selfs die dood self is die uitnodiging wat Jesus gee dieselfde aan Thomas. Kom na Christus met jou eer vra en vind in hom die antwoord wat jou hart tot rus bring, want buite hom is daar geen ander weg na die Vader nie, maar in hom is die weg wyd oop, die waarheid volkome openbaar en die lewe oorvloedig geskenk. Maar ons, soos die disippels destyds, het die woord aan, dan rusting, en hierdie week dit uitdra. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo God, glo in my, want ek is jou weg. Ek is jou waarheid. Ek is jou lewe. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons vind rus by altare, sê die psalmdigter. Ons vind rus wat U vir ons die weg, die waarheid en die lewe is. Wat U vir ons die weg duur gekoop het met die bloed. Omdat U die waarheid vir ons getoon het in die uitspraak en verkondiging. Omdat U vir ons die lewe is. Omdat U opgestaan het in die graf en voor ons uitgegaan in die hemel. En daarom vandag vir ons bid. Help ons in hierdie week om so te leef, so te werk, so te praat, dat dit wat ons sê en dit wat ons doen, teken sal wees, dat U, die Almagtige, die Heerser in ons lewe is, nou, vandag en elke dag van ons lewe. Ons dank U vir soveel genade in Christus se naam. Amen. Ons slotlied, geliefdes, die 464, ons het laas week vers 1 en 2 gesing, ons sing vandag vers 1 en 4. Wat dit wat die Here vir ons sê, kan maar net by ons 'n hemeltoon laat uitspring. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, dan kom die loflied, dan moet ek juig, my Redder en my God. Vers 4 sê, U maak ons deel van al die grootste werke. Die Here het ons deel gemaak van hom wat die weg, die waarheid en die lewe is. Kom ons juig ook. Dan moet ek juig, my Redder en my God, dat ons duur gekoop is, kind genoem kan word. Daar ons regs die seën en die amen. Ons staan. Amen.
Die Here sal sy aangesig laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.